Thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path. Welkom by ons Sondag stil word geleentheid waar ek en jy weer 'n geleentheid het om geïnspireerd te word deur God se woord. Dat sy lewende woorde 'n kragtige effek op jou en my lewe sal hê. Mag jy vandag geïnspireer word deur die lewende woorde wat ons vind in die onfeilbare en lewende woord van God. Die woorde van Jesus. Ek wil vandag met jou praat oor 'n liefde vir God se woord. En ek wil vir jou lees uit 'n kosbare teks uit Psalm 119 vers 105 waar Dawid sê: "U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad." Ons leef vandag in 'n wêreld waar baie stemme om ons aandag aftrek en ons maak so min tyd vir die lewende woorde van God om ons lewe te kom verander, vir die woorde van Jesus om ons op 'n persoonlike vlak te kom inspireer en te transformeer. Ons maak so min prioriteit in ons elke dag se lewe, in ons persoonlike skedule, om geleer te word deur die Heilige Gees, deur God se woord, om nader aan die Here se hart te kom en ons totale vreugde in sy woord en in hom in effek te vind. So ons hoor baie verskillende stemme en baie geluide om ons, wat nie almal spreek van waarheid nie. En so min van hierdie stemme verander ons lewe regtig op 'n volhoubare basis. In sulke tye het ons vaste riglyne nodig. Iets wat nooit verander nie, iets wat altyd waar is en altyd transformeer, altyd transformasie in ons lewe veroorsaak op verskillende vlakke van ons lewe. Dit is hoekom die woord van God so kosbaar en kritiek belangrik is in jou en my lewe. Dis nie net 'n boek nie. Dit is 'n lewende woorde van die lewende God af. Jeremia 33 vers 2 en 3 sê hierdie kosbare woorde: "So spreek die Here wat dit doen, die Here wat dit formeer, om dit te bevestig. Here is sy naam. Roep my aan, ek sal jou antwoord en aan jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nooit geweet het." Is dit nie kosbaar nie? God se woord is waarheid en dit is lewe. Ons lees daarvan in Johannes 17 vers 17 waar Jesus sê: "Heilig hulle in u waarheid. U woord is die waarheid." Wanneer ons God se woord liefhet, begeer ons nie net om dit te lees nie. Ons begeer in wese om daarvolgens te gaan lewe. Dit bring reinheid, dit bring wysheid en dit bring rigting. Die tweede ding wat ons moet weet van God se woord is dit bring ons nader aan God. Romeine 10 vers 17 sê: "Die geloof kom deur die prediking wat mens hoor. En wat mens hoor is die verkondiging van Jesus Christus." Hoe meer ons die Bybel lees en oordink, hoe dieper word ons verhouding met God elke dag. Sy stem word vir ons elke dag 'n bietjie duideliker om te hoor. Wanneer ons die herder se stem hoor, weet ons hoe dit klink. Die liefde vir God se woord verander ons lewens. Psalm 119 is 'n liefdeslied vir die woord van God as 'n persoon. Het jy geweet, die woord van God is 'n persoon? Jy sien, Jesus is die vlees geworde woord. Johannes 1 sê: "In die begin was die woord daar. Die woord was by God, maar belangrikste, die woord was self God gewees." Terug by Psalm 119, die liefdeslied
vir die woord van God as 'n persoon. In vers 97 roep die psalmdigter hierdie kosbare woorde uit. Hoe lief het ek u wet? Nou, interessant om te weet, dat die wet is ook God se woord. Dit is my bepeinsing, sê hy, die hele dag lang, sê die psalmdigter. Die liefde vir God se woord verander ons denke, ons houding en belangrikste, ons dade. Laat ek en jy weer honger en dors word en wees vir die woord van God. 1 Petrus 2 sê hierdie kosbare woorde. Hy motiveer ons en sê, verlang soos pasgebore babietjies na die onvervalste melk van die woord, sodat jy daardeur kan opgroei. Mag die Bybel nie net 'n boek wees langs jou bedkassie of 'n boek op die rak nie, maar 'n vuur in jou en my hart. Laat ons soos die psalmdigter sê, u woord is vir my meer werd as duisende stukke goud en silwer. Here, gee ons vandag 'n nuwe liefde vir u woord. Laat dit in ons harte brand soos 'n vuur. Laat ons u beter leer ken en u waarheid elke dag uitleef tot eer van u kosbare naam. Thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path. Yeah, thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path. Gesien is die mens wat nie die weg van die goddeloos volg nie, of staan op die weg van sondag, of sit in die kring van spotters. Hy vind sy vreugde in die woord van die Here. Dit is sy degen, hy oordink te dag en nag. Hy is soos 'n boom geplant by waterstrome, wat vrugte dra op sy tyd, waarvan die blare nie verwelk nie. Ja, en alles wat hy doen, is hy geseën. Ja, en alles wat hy doen, is hy voorspoedig.